Môre, 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 daar sê julle, dis einde van die week, laaste dag. Hoop julle is wakker en dat julle lekker energie en krag by mekaar gekry het deur die nag, dat julle voor die naweek begin nog so 'n laaste dag kan insit. Is lekker om weer vanmôre saam met julle te kuier en op die laaste dag van hierdie week sommer so ietsie uit die Here se woord te kan deel en gaan gerus bietjie die naweek, geniet julle families en dan gaan ons volgende week weer voort. Ek sluit hierdie week af uit Johannes 15, van my gunsteling gedeeltes gaan oor die wingerdstok, maar vers 4 lees so: 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook julle nie, as julle nie in my bly nie. Sjoe, wat 'n asemrowende vers. Weet julle, sonder Jesus het ons geen geestelike lewe nie, punt. Sonder Jesus ken ons nie die voorreg van vrug dra nie. En ons kan ook nie vir God verheerlik nie. Hy is heeltemal onmisbaar in ons geestelike lewe. Soos wat water noodsaaklik is vir seelewe en die goeie aarde vir die plante om te kan groei en die lug wat ons inasem vir die longe en vir die lewe, so en oneindig meer is Jesus vir ons geestelike lewe en ons groei tot vrug dra eindeloos belangrik. Jesus moet meer word, dat hy vir ons geheel en al alles kan wees. Weet julle, daar is soveel in ons lewe wat nog buite Jesus is en wat nie deur hom beheer word nie. As ons sekere dele van ons lewe aan die heerskappy van Christus onttrek, dan het ons 'n verdeelde hart en ons het 'n verdeelde lojaliteit. Dit skep vir ons spanning en bekommernis. En as ons bewustelik en volkome in hom wil bly, dan gaan ek en jy moet bewus wees van sy inwoning in ons lewe. En om bewustelik in Jesus te bly, is die hoofdoel van elke gelowige se lewe. Want daardeur word die lewensnoodsaaklike verbintenis met hom bewaar. Ons moet al hoe dieper bewus word van ons eenheid met Christus wat opgestaan het. Ons moet daagliks en elke oomblik in sy teenwoordigheid lewe. Dit vereis innige gemeenskap met hom, deur woord, deur gebed, daaglikse afsondering met hom. Dis belangrik want dit bevorder en versterk en dit handhaaf hierdie besef. Waar die verbintenis met Jesus baie sterk en kragtig is, lei dit altyd tot 'n vrugbare lewe. Dis 'n loot wat die vrug van die Gees oorvloedig dra. Thomas Watson het eendag gesê, hoe meer ons groei in genade, hoe meer sal ons floreer in heerlikheid. Al is elke houer van heerlikheid vol, hou partyhouers net meer. So mag ek en jy die ontwrikbare voorwaarde van hierdie wingerdstok in ons lewe besef. Ons kan nie op ons eie vrug dra nie. Ons het vir Jesus in alles nodig. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, ek wil vanmôre afsluit met Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle vir 'n heerlike week. Mag julle 'n lekker naweek hê, rus lekker uit en dan praat ons volgende week weer. Totsiens.